Hallo julle, soos julle weet, ek het nou 'n gin in. Ek het nou al my derde gin in. So dan praat ek mos nou los. Ek is soos 'n los straatwortel. Anyway, so wie is Jaco Keiser? Jaco Keiser is 'n divorcee. Ek los 'n foto hierso van sy CV. Baie interessant. Jaco, jy sal nooit weer in Amerika gaan werk nie, jy weet dit nou net nie. As jy my blad volg hierso, dan sal jy dit nou weet. Hier, maar my broer, born in 77, ek dink dit is so. Maar jy kan seker kak los van mense, en kak praat, en kak versprei vir 'n Abigail van Wyk. En dan vir haar vir R15,000 'n randjie vra vir jou kak stories. Terwyl jy nou in Amerika is, en jy's nou geregistreer hier in Suid-Afrika, so Abigail van Wyk, ek wil maar ook maar nou net vir jou sê. What you did was illegally. Jy moet dit nou verstaan, meisiekind. Want jy's 'n bietjie nat onder die neus. Ek weet nie wat is dit nie, maar hulle sê dis nat onder die neus en nat onder die ore. Jy weet in my gebaretaal. Weet ek is nou baie ouer as jy. Jy kan vir my oupa sê eintlik. Maar vir Jaco, congratulations. Jy het nou net so pas 'n poes. Hoe sê hulle? I made a poes of me. I made a poes of you. Jy het dit nou net gedoen. En weet jy wat nie? Ek sien vir julle al twee, vir Jaco Keiser en vir Abigail van Wyk, sien ek vir julle eersdaags in Mafeking se Hooggeregshof. En ek bedoel dit glad nie sleg nie. I've got all the evidence. En jy kan maar al jou beste vriende oproep en jy kan 'n petition teken onder 'n valse surname en jy kan jou beste vriendinne vra, Abigail, because weet jy wat, as jy na 'n hof staan, dan staan jy daar vir jouself, jy alleen. Jaco Keiser, Ewert Smit, Everhardus, whatever sy fucking naam is, en A van Wyk Proprietors. Ek meet vir julle in Mafeking Hof. Ja, ek wag net dat hulle oopmaak, dan kan ek die dokumente gaan drop. Boeta, en sissa, julle het die geld betaal, ek het al die bewyse. En die hof kan vra vir julle bankstate ook. Ek wonder net of Abigail dit nou uit haar trustrekening uitbetaal het, of uit haar persoonlike ou rekeningkie. Jy het seker by Capitec ook 'n rekening. Ek weet nie, ek vra maar net. Ek spot maar eintlik hierso. En Everhardus, jy het ook geld. Ander mense moes vir jou hier betaal het hierdie maand. En vir Jaco Keiser, ek hoop jy het 'n paar handjies, want jy het nog nie jou werksmense se UIF betaal nie. Ja, dis maar 'n kakstorie, nie? Dan sit jy daar in visvang en kamsagtrokkery en alles, en dink jy is nou die mainboy van die H2A laborers. Al die inligting wat ons trek van daai blogpost af. IP-adresse, name, probeer e-mailadresse kry. Link dit na enige Google accounts toe. Na wat se Google accounts toe dit link.
Hy trek nou al, hy is nou so meer as 'n uur besig om al die inligting te trek van daai blogpost af. Al die links waar daarop is, die fotootjies, al die goeders. So hy trek alles, hy weef dit in mekaar in van waar die blogpost lê, ander IP-adresse wat connecteer na dit toe, is daar e-mailadresse wat oopgemaak het, is daar mense wat comments geplaas het, wat is die mense wat comments geplaas het, al sulke goeders. So dan het jy amper soos 'n spiderweb waarmee jy werk, van die blogpost, wat jy weet, okay, wat kan 'n mens doen, waar kan 'n mens kyk, wie die persoon is wat die blogpost oopgemaak het, wat sy IP-adres, gaan ons sy e-mailadres kan kry, is daai blogpost aan enige sosiale media account uit domheid uit gekonnekteer. Okay, daar kan jy ook sien, Abby, dat Trouman, hulle is deel van hierdie fucking sick speletjie, want hy share al die posts van Leonie en van Skalk hulle. Ek het dit opgetel, ek is besig om die Spiderfoot en sulke goed bymekaar te sit, en dan is ek besig om te kyk na daai om 'n e-mailadres te kry van daai 2 name wat jy vir my gestuur het. Hy het daai hele Little Black Book, elke video, gaan alles te oor jou, en dan ewe skielik het hy nou beginne oor Skalk van 'n Merwe en hoe julle in mekaar in steek. Ewert, het jy dalk vir my TikTok se e-posadres? Apparently werk hierdie e-posadres nie. Ja, ek het ook daai legal ding werk ook nie. Dit sê legal@tiktok.com, dit werk. Abby, soos jy kan sien, ons begin met een report en dan hardloop die bot al die ander reports. Maar daar kan jy sien, blatantly, dat TikTok sien geensins enige fout met enige video's van Little Black Book, of jy sal sien, ek het daai een video wat hy jou naam en goeders gesit het, dit volgens hulle Disney Community Guidelines, harassment of bullying. Ek het dit weer dispute en gesê, volgens my is dit cyberbullying. Ekskuus Abby, ja, ek het net so via die dinge soos ek hoor, ek weet nie, kan nie onthou in wat se live of al sulke goeders dit is nie. Ek dink dis toe Rihanna in C se boks was, blykbaar is enigiemand saak of enigiets soos dit, hy sal blykbaar nou haar goeders dinge soos na dit kyk of help of wat ook al. Dieselfde soos wat gebeur het, almal het 'n groot ding gemaak, binnes gearresteer en al sulke goeders. Is eintlik ook 'n snotpraat storie op die einde van die dag. Maar ja, daai vrou is moerse toksies. Ek volg al baie van haar goeders al 'n rukkie. Daai vrou is moerse toksies. Hulle spring van een plek na 'n ander plek. Hulle het dit al met 'n paar mense wat Christian nou doen, maar Christian doen dit nou net next level. Binne dit gedoen, nou Christian doen dit net bietjie next level, en Trouman en sy trawante probeer dit ook nou moerse next level maak, maar hulle gaan hulle gat sien sonder 'n fucking speel.
Môre Abby, soos jy kan sien, ons stop nie, ons bliksem daai Little Black Book en daar's daai een video is geremove van Little Black Book. So ons is besig om die anders ook nou kort op dieselfde violation te report. Ja, en met baie van TikTok se community guidelines wat die 13de September nou in werking gaan tree, is die ouens nou redelik dinge soos oor misinformation, enige iets wat lyk of het sexual content is, fucking remove hulle dit. So ons report van misinformation tot sexual harassment en sexual videos. So ons klap hulle reg deur die bank dat die goeders kan afkom. Vir Facebook het ek weer daai wat is dit? Rivierkriek reboot weer 'n report. Ek het so tussen 6 en 12 keer gereport. So nou wag ek dat ek terugvoering kry op daai Rivierkriek reboot. Papa, wat is papa? So ekskuus, my sit is by die huis. Soos jy kan sien, ons is besig. Ons het ons eerste video heeltemal afgekry volgens wat nou teruggekom het van die reporting. So ja, dis 'n wen vir ons. So nou kan ons net bou op dit. Julle, ek het dit in die verkeerde groep gestuur, ekskuus. Nee, wel, ek het die vloer gewas. Ekskuus, ek voel nou so stupid. Ek het die vloer gewas en toe ek uit die kamer uitloop, toe gly ek op hierdie vloer en toe fucking val ek vir my voet in sy moer in. Ekskuus, ek het dit in die verkeerde groep gestuur. Ja, Rihanna, jy sien mos Rihanna kak nou van alle kante af op die platform. Blykbaar is hulle fucking uitgeskop nou uit die Timo Mansion groepie. Ek is besig om 'n ding te formuleer om 'n link te kan stuur na 'n telefoonnommer toe. En sodra hulle op die link klik, kan ons 'n direkte IP-adres kry met 'n location. So ons is besig om dit reg te kry en beter te formuleer. En dan sal ek jou op hoogte hou as ek daai link na Rihanna se telefoonnommer te stuur. En dan is ek besig om 'n ding te formuleer om te kyk as ek 'n link stuur om te kyk of ons nou die devices kan onderskep en te kan verwoes nie. Maar ek hou jou op hoogte. Okay, nee, is reg, ek gaan gou vinnig kyk daarna en dan gaan ek laat Jaco ook na dit kyk, dat hy ook sy opinie lewer. Okay, Abby, ons het daai een post nou gekry dat hulle sien daar is 'n community violation. So nou gaan ons heeltyd op daai 2 video's nou fokus dat daai ding 'n strike kan, daai account 'n strike kan kry, dat hulle daai account kan afval. So ek en nog ouens is besig om met die ding te bombardeer, laat hy kak. So ek hou jou op hoogte. So sodra daar community violation op van die video's begin kry, dan begin die ouens wakker skrik. En dit is nie meer AI wat
net sê no violation, no violation, no violence. My dummy TikTok account is vol van no violation, no violence, totdat die ouens begin fucking besef, maar hier word gereport vir 'n fucking rede. Ja, so ons is nou besig om die ding reg te kry dat hy val, dat hy die regte reporting doen. So kom ons kyk. Hy is besig om weer te hardloop. En van die ouens is besig om ook 'n reporting te doen. So kom ons kyk wat hy val waar hy wil. En dan Ewert, sê gou vir my as ek julle vra om uit te probeer vind vir my waar iemand werk. Want tracers is null en fucking obsolete op hierdie oomblik. Hoeveel sal julle my vra om te probeer uitvind waar iemand werk? Ja, en ons wag ook net vir, ek dink is die 5de September, ook met nuwe community guidelines en community guideline violation. Ewert, luister, jy het vir my gesê die 5de September vandag. Soos het na die nuwe community guidelines ingeskop en jy het vir my gesê soos dat daar nou makliker avenues gaan wees om met die kak af te haal en die mense se accounts te laat ban. Kan jy asseblief my terugvoer gee daaroor, want soos dit stem als van TikTok af, John. Alles wat op TikTok gebeur, kom na al die ander kak. So I need TikTok to be sorted so that these other fucking platforms cannot fucking, benefit from this shit. So asseblief gee vir my terugvoer. Ewert, luister, jy het vir my gesê die 5de September vandag. Soos het na die nuwe community guidelines ingeskop en jy het vir my gesê soos dat daar nou makliker avenues gaan wees om met die kak af te haal en die mense se accounts te laat ban. Kan jy asseblief my terugvoer gee daaroor, want soos dit stem als van TikTok af, John. Alles wat op TikTok gebeur, kom na al die ander kak. So I need TikTok to be sorted so that these other fucking platforms cannot fucking, benefit from this shit. So asseblief gee vir my terugvoer. Ewert, ek het vir jou daai shit ge-email. Kyk bietjie deur dit en dan bel jy my terug. Okay, ja, asseblief. Maar soos gaan deur dit gehou, dis nie so lank nie. En dan bel jy my terug. Ek wil jou opinie hoor en dan kan ons praat oor hoe ons hierdie report met structure. Want ek wil so gou as moontlik soos vir LPC wil ek reply sodat ek dit net van my skouers af kan kry. Okay, nee, is reg boys. Fok hierdie mense dit. Soos ek sê nou vir jou, ek wil alles uiteensit van die begin wat ek te doen gehad het met hom. Soos tot nou toe. Alles uiteensit hoe hy my harass het. Ek gaan hierdie screenshots ook vir die LPC sê, hoe hy my kliënte harass, en allerhande goed. En dan gaan vir die LPC sê, luister, as julle Here, dit is my fucking beard, jou kak ding, sorry julle. As julle hierdie kak complaints wil entertain teen prokureurs, dan moet julle disciplinary code of conduct bietjie. Want hy begin nou, Adrian het daarso, jy sal sien Ewert, hy het nou gaan staan, hy het eers complain oor my, oor 'n letter of the man wat ek vir hom gestuur het. Waar ek met 'n creature of instruction is, en toe dit nou nie fucking werk nie, toe het hy nou al hierdie goed gaan ingooi. So sy klagte is malicious. So hy het nou weer al die video's en als van Februarie maand het hy nou daar gaan ingooi, om nou 'n standpunt te bewys, en sorry it's gone, dus gaan nie beheerk nie. Maar in elk geval, I need to stand ASAP, please boys. Hier is belangrik, ek wil hierdie man uit die wind uitblaas, en dan gaan ek maar ook 'n saak gaan maak van kriminologia en extortion, en ek gaan 'n protection order teen hom kry, dat hy maar ophou van my praat. En dan gaan dit vir die LPC stuur. Ek gaan nou maar victims speel as 'n prokureur wat net daar werk doen en dan word fucking harass. So, in elk geval, dit is maar wat dit is, maar sê vir julle my bloed fucking kook. Want ek meen Here soos
jy krappies op my brood en botter is vir jou eie geding, jy weet, so fok jou, jy sal nou gaan jy die slegte kant van my kry vat. Ok, julle, dis 'n lang storie, ek hoop jy 10 minute, jy het gaan piepie en koffie gedrink en alles. So, Elwin Janse van Rensburg is nou vernoot van Philippus, Jacobus, ek dink sy name is van die kerk. So, Kobus 225 of Philippus het toe nou in 'n tydperk het saam met Jamin Investigators gewerk. Hulle is gebuis in, dis nou Jaco Keiser, hy's gebuis in Vryburg. En Jaco het aansoek gedoen by Lizelle Martin, van Rosa Martin. Sy is nie 'n prokureur in Suid-Afrika nie, sy doen net legal documentation en plasings en bla bla bla. If you can't meet the criteria, dan ongelukkig kan jy dit nie deurmaak, maar daar's 'n legal proses. Daar's 'n voetjie reintjies betrokke. Want sy moet ook maar werk doen, sy moet haar stelsels ophou en sy moet navraag doen. Lang storie kort. So kom die storie by Mike Bolhuis uit. En Mike Bolhuis, ek weet nie hoe hy betrokke geraak nie, maar ek het so indikasie dat Mike Bolhuis het about R70,000 ontvang van 'n Lizelle Martin, van Rosa Martin. En Mike Bolhuis het toe nog gekom en sê, hoor, jy moet nou 'n bietjie meer betaal want jy het publisiteit ontvang. Betaal nog so R30,000. Ek praat nou allege, onthou dit nou, dis all allegations. Ek weet nie of dit waar is nie. Ons moet nou die storie by mekaar kyk hierso. So het Philip van die kerk nou saam met eintlik opgedaag daar by Jamin, saam met Jamin Investigators by 'n Lizelle Martin, wat eintlik vir Supra Investigations gewerk het. Julle moet nou verstaan, hier's nou baie investigators, dis almal PI's. Maar Lizelle het eintlik vir haarself gewerk onder Rosa Martin. En sy het mainly maar mense geplaas en alles. So gaan werk Jaco toe nou daarso. Jaco Keiser. En jong, toe sy nou die CV gaan kyk het en alles. En nadat sy die mense van Johannesburg afgekry het om te kyk wat se kameras is in die huis op is, wat se software is op haar computers gesit en alles. Toe besef sy eintlik hierso is groot kak. Okay. Maar toe was Philip van die kerk ook daarso. Luister nou mooi. So Philip is die vernoot van ene Alwin Janse van Rensburg. Hy kruip daar weg in Sinnewil in Pretoria. Hy het so 'n klein huisiekie daar, 'n tuinhuisiekie. Maar hy's glo baie glo waardig en het 'n moerse huis in Bedfordview. Wat eintlik sy vrou besit, sy ex-vrou en die kind wat in Amerika is, wat wie getroud is. Julle, dis net drama's en kakstories en alles. So dagvaar Evaardus, Everard Smit toe nou vir, en hy kry toe nou 'n fake, 'n protection order teen, hulle sê so, ek weet nie, maar dit is baie kakstoorietjies wat omgaan, teen 'n Philip van die kerk. Philip van die kerk het oor 'n tydperk voor my tyd op TikTok, het hy glo almal wat hy nie gelike het nie, en hy het my besonderhede ook getrek, nou die dag, op Searchworks 360, die company wat ek vir R10 miljoen dagvaar, 'n civil lawsuit, want hulle het vir Pasco Investigations, dis 'n Wendy Pasco, en haar vernote,
wat illegally my bankstate getrek het. En ander mense ook, soos 'n Skalk van 'n Merwe en ander mense ook. Julle sien waar gaan die storie nou? Dis alles PI investigators. En ek volg die storie nou al baie lank. En die feit dat ek Alvin se selfoon terabytes data getrek het, terwyl hy wyntjies saam met my gedrink het en gedink het, is okay. Het ek al die inligting getrek. Ek het alles geweet al voordat hy dit geweet het. Because I knew what was coming and I knew what was happening. So julle fucking TikTokkertjies hierso wat dink, ooh, my daughter-in-law, my auntie en my company en alles. Ag, fok julle almal man. Hierdie is baie beter interessante stories. Dis stories vir Kate Blanche. Dink julle nie so nie? Maar ek moet nou al die inligting vir hulle gee. En dan moet daar nou gevra word. So ek het vandag my eerste e-mail gestuur aan Mike Bolley se regspraktyk uit 2 prokureurs wat sy legal advisors en 'n ander persoon, 'n Cherise Rabie ook. En ek het dit aan haar gestuur en ek het ge-e-mail en alles. Ek voel 'n fok of dit Sondag is. Ek voel 'n fok. Ek het 10 uur geland. My e-mails was geset toe ek my Wi-Fi oopmaak in Suid-Afrika. Toe stuur hy die e-mails. En ek het myself gesien. So ek wag vir daai inligting. So Mike Bolley en Cherise Rabie het, ek dink is 14 dae, wat hulle het om my e-mail te respond. If they don't respond, that was the first letter. Dan gaan ons verder. En so gaan ek elke fucking PI maatskappy in Suid-Afrika wat frankly vrae gevra het en dinge gepublish het vir hulle eie potential rykdom of hulle eie dingetjies, gaan ek elke ene vraag vra. En ek hoop Mike en Cherise kyk of Mike se legal advice of sy 2 attorneys en dan ook 'n derde party wat se representative is Cherise Rabie. Ek hoop jy kyk ook my video. Want jy het vra om te antwoord. I don't ask you for proof, nothing. I just ask for certain things. Ek bedoel dit maar net mooi. En dan Elvin Janse van Rensburg. Jy het baie om te antwoord voor. Philip Vrotbootjie, Rustenburg Perskepit, Louis Botha. Jy het ook maar baie stories om te antwoord. Want jy was al haters op baie jare terug se accounts van Facebook af. You all run in the crowd.